Goeiedag en baie welkom hier by ons aanlyn diens. Dis vir ons so ongelooflik om saam met jou te kan kuier waar ook al jy vandag is. En is vir ons altyd eerste prys om 'n persoon saam te kan kuier. Maar ons is so dankbaar vir tegnologie wat hierdie moontlik maak. So waar ook al jy is, mag jy vandag se diens geniet, mag jy toelaat dat die Here in jou hart inspreek en ek wil jou uitnooi. Haal 'n notaboekie uit, haal jou Bybel uit. Beleef dit asof jy saam met ons vandag hier in Oase gemeente is en mag dit jou lewe verander. Geniet die boodskap. Maar ek wil vanoggend praat oor God is getrou. Dis my tema vir die oggend en ek wil graag 'n storie van God se getrouheid met julle deel ook vanoggend. Maar voordat ek vir ons die woord gaan gee, kan ek net vir ons 'n oomblik vat en net vir ons bid vir die woord van die Here vanoggend. Vader, baie dankie. Here, dankie vir u woord. En dankie dat u woord die waarheid is. Dankie dat u 'n waarmaker van u woord is. En Here, dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan kom en tyd in u woord spandeer. Dankie dat u woord die anker is, dat u woord die middelpunt is, Here, dat u woord is wat ons hier by mekaar bring. Vader, ek bid dat u woord vanoggend sal sny soos 'n tweesnydende swaard tot diep in ons diepste menswees in. Here, dat die woord wat hier uitgaan vandag sal bereik, Here, dit wat u dit voorgestuur het om te bereik vanoggend. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. As jy jou Bybel hier het vanoggend, ek wil nie sê jou foon nie, ek's bang jy kry 'n notification, maar as jy welkom om saam met my te blaai na 1 Samuel 17 vers 48 tot 50. Dis die storie van Dawid en Goliat, wat baie van ons ken. Dit sê, toe die Filistyn regmaak en nader kom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die gevegterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Maar met die slingervel en die klip was Dawid sterker as die Filistyn en het hy hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eers 'n swaard by hom gehad nie. Nou kan ek net sien by wyse van hande opsteek, wie ken hierdie storie van Dawid en Goliat? Het lyk vir my omtrent of die hele gemeente hierdie storie van Dawid en Goliat ken. Nou, ek het nie in die kinderkerk groot geword nie, ek het eers my hart vir die Here gegee, ek het tot bekering gekom na skool en so aan, maar hierdie is 'n storie wat ek weet, want ek was by die kinderkerk ook betrokke, ek weet ons leer die storie van Dawid en Goliat vir die kinders. Dis net wat ons doen, dis seker een van die bekendste stories wat daar is in die Bybel ook, is die storie van Dawid en Goliat. Dis regtig 'n baie bekende storie. Maar baie keer is dit ook maar al wat ons weet van Dawid, is die feit dat hy het vir Goliat, hy het 'n reus met die naam Goliat neergesit met 'n slingervel en 'n klippie, en die Goliat reus het 'n swaard by hom gehad. Maar dis wat baie keer is wat ons weet, dis al wat ek geweet het oor die storie van Dawid en Goliat, en ek dink nie, ek het dit in die kinderkerk, want as ek moet op my hande tel, dink ek was ek totaal dalk 10 keer in my hele leeftyd in die kinderkerk gewees, voor ek tot bekering gekom het. Maar dis wat ek geweet het van Dawid en Goliat, was die feit gewees dat Dawid vir Goliat met die slingervel. En baie keer stop ons daar, en baie keer, ek weet hier sit baie van ons vanoggend hier, en dis wat ons weet van Dawid. Dis wat ons weet van hom, is dat hy het vir Goliat neergesit. Maar Dawid het 'n journey gehad tot op dit. Hy het nie een oggend opgestaan, en toe word dan na hom verwys as David the Giant Slayer nie. Dis nie hoe dit gebeur het nie. Daar was 'n opbou gewees, daar was 'n storie wat gebeur het vooraf. Dawid het 'n lewe gehad voor die dag wat hy vir Goliat met die slingervel en die klip raak gegooi het. Maar so 'n klein rukkie voordat Dawid, ek wil ons nou deur sy storie vat net gou, 'n kort storieetjie van hom. So 'n klein rukkie voordat Dawid vir Goliat met die slingervel gooi, klein rukkie voordat hy hom doodmaak met die slingervel en die klippie, is hy in 'n gesprek met die koning van daai tyd, Saul, wat nie gedink het Dawid het wat dit vat om hierdie Goliat neer te sit nie. Die magte van Israel, die army, die weermag van daai tyd was bang gewees vir hierdie Filistyn. Hulle was bang vir hierdie reus gewees. Hier kom Dawid na die koning toe, hy sê, koning, ek sal hom gaan, gee die kans vir my, ek sal hierdie ou vat. En die koning van daai tyd, Saul, is bang. Hy dink, nee, ek weet daarom nie of hierdie seun dit gaan regkry, en hierdie jong man gaan hy dit regkry. En 1 Samuel 17 vers 34 tot 36 sê vir ons, toe sê Dawid vir Saul, as ek die klein vee vir my pa oppas, en daar kom 'n leeu of 'n beer, en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan, en slaan hom dood, en red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm,
gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan. En hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verklein neer. Nou Dawid het nie een oggend opgestaan as Dawid the giant slayer nie. Daar was 'n proses wat hy moes deurgaan. Hy het vrees in die oë gestaar. Ek onthou 'n stadium, gaan ons hier na Wawiel Park toe, daar was nog leeu's gewees daai tyd. Nou is die leeu's nog klein. Seker omtrent hier by my knie. En ons gaan toe in, hulle sê nee, is reg, ons kan ingaan. En ek onthou hoe ek ingaan daarso, maar hier in my hart is daar vrees. Hierdie leeu's is nog babietjies, maar ek is bang. Ek is bang vir die leeu's. En die mense sê, wat ook al jy doen, moet net nie weghardloop nie. Want as jy hardloop, dan gaan hierdie goed dink, jy's 'n bedreiging, of hulle gaan dink, dis 'n jagtarget, en hulle gaan kom vir jou. Nou toe ek daar inkom, en hierdie leeu's kom na my toe gestap, toe hardloop ek. Hulle het vir my gesê, ek moenie hardloop nie, maar toe hardloop ek, want toe is ek bang, en toe het hulle my gejaag, en hulle het op my gespring, en die mense moes toe nou die leeu's van my kom afkry. So as my pa 'n skaap uit in die veld en 'n leeu of 'n beer kom kry, I'm sorry chom. Dis maar wat dit is. Ek sal vir hom die ander skaapie ook gee, sodat hy my net nie moet vang nie. So Dawid het vrees in die oë gestaar. As ek dink aan myself met baba leeu's, hy het 'n groot leeu wat sy pa se skape kom vang het, 'n groot beer wat sy pa se skape kom vang het, het Dawid agter hom aangegaan en Dawid het met hom gaan fight. Hy het vrees in die oë gestaar. Ek kan nie myself indink die vrees wat deur sy hart moes gegaan het toe hy dit gedoen het nie. Ek dink nie hy het net daar opgestaan en gedink, okay wel, hier gaan ek gaan nou hierdie beer, ek gaan nou hierdie leeu sommer net vat nie. Ek dink nie dis hoe dit gebeur het nie. Daar was 'n stuk vrees by Dawid gewees, 'n stuk vrees vir sy lewe. En sy lewe was menigte male, meer as net in hierdie gedeelte, was Dawid se lewe in gevaar gewees. En dit is nie net dat hy sy lewe in gevaar was nie. Dawid het 10 slapelose nagte gehad, want hy moes daar tussen die skape geslaap het. So hy het vir hom, ons het ondergrond toe ek nog op die myn gewerk het, gepraat van 'n sagte klip. Hy het seker vir hom 'n sagte klip iewers gesoek om in die aand te kan slaap. Hy het donder weer deurgegaan, hy het reën deurgegaan, hy het koue deurgegaan, hy het al hierdie storms, al hierdie goed van die lewe het hy deurgegaan as skaapwagter. En dit was in daai proses, in daai tyd, wat die Here hom gevorm het, wat die Here vir hom gemaak het wie hy is. Hy het dit moeilik gehad, Dawid het dit nie maklik gehad nie, maar in dit alles was God besig om hom voor te berei vir die roeping waarmee God hom geroep het. Die roeping om reëse dood te maak en om koning te word van Israel. En niemand het dit van Dawid verwag nie. Daar was nie 'n enkele persoon wat gedink het Dawid sal die een wees wat dit sal wees nie. Nie is God se profeet Samuel het gedink dit sal Dawid wees nie. Nie is sy eie pa het gedink dit sal Dawid wees nie. Die dag toe die Here vir Samuel sê hy moet na Isaai toe gaan, Dawid se pa toe gaan om 'n koning te gaan salf, het Isaai nie eens vir Dawid laat haal nie. Hy het al sy ander seuns daar gehad as moontlike kandidaate vir hierdie koningskap. Nie eens vir Dawid laat haal nie. Maar gelukkig kyk God nie soos mens nie, want in daai oomblik kyk die profeet Samuel ook, en die profeet Samuel kyk en hy dink, ja, dis definitief die oudste een, want die oudste een is groot, postuur, hy's lekker fris seker, maar ek weet nie, hy het seker groot bobene of iets, ek weet nie, maar hy kyk na hierdie oudste seun en hy dink dis hy, maar God sê vir hom, nee, daar kort een. Dis nie een van hulle nie, en hy sê vir Isaai, Isaai, het jy nog 'n seun? En Isaai antwoord hom in 1 Samuel 16 vers 12 tot 13 wat sê, Isaai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dis hy. Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig deur Dawid gewerk. Die een van wie niemand dit verwag het nie, word kragtig deur die gees van die Here gebruik. En dit was nie net alles wat Dawid moes deurgaan, die slapelose nagte, die koue nagte, die reën, die donderweer, die beer, die leeu. Dit was nie net al daai goed wat Dawid voorberei het vir die roeping waarvoor God hom geroep het nie, maar ook die feit dat hy deur God gesalf was vir die roeping waarvoor hy geroep is. En pastoor Brandon het net nou gesê, nog voor die grondlegging van die aarde, nog voor hy in sy moeder skoot gevorm was, het die Here alreeds geweet die roeping wat hy het oor Dawid se lewe. En ook die feit dat Dawid geanker was in God se woord. Dat hy geanker was in God se woord
het hom gehelp om te kom tot by die punt waar hy in sy roeping kan instap, want hy was geanker in wie die Here is en wie die Here vir hom gesê het hy is. En in die gesprek wat Dawid met Saul het, net voordat hy na Goliat toe gaan, net voordat Dawid vir Goliat gaan neersit, in daai gesprek wat hy met die koning van Saul het, kom gee Dawid vir ons eintlik 'n geheim wat ons so baie keer mis, in 1 Samuel 17 vers 37, hy sê maar verder, het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here by jou wees. En hier's die deel wat die kinderkerk baie keer nie vir ons leer nie. Hier's die deel wat ons baie keer nie by die skole van leer nie. Hierdie is die gedeelte wat ons baie keer miskyk, wanneer ons kyk na die storie van Dawid en Goliat, want wanneer ons kyk na die storie van Dawid en Goliat, sien ons Dawid as die hero. Dawid is die een wat vir Goliat neergesit het, maar hier sê Dawid, hy sê die Here wat my gered het uit die kloue van die beer en die leeu. Nie Dawid het dit gedoen nie, die Here wat my gered het. So Dawid was nog nooit die hero gewees nie. Dawid was nog nooit die hero van die storie gewees nie. Hy is nie die held in hierdie storie nie, maar Dawid se God is die held in hierdie storie. Die God van Dawid, die enigste lewende God, die enigste ware God, die enigste een wat waardig is om geaanbid te word, die enigste een wat die einde by die begin al reeds ken, is die enigste een wat die held is in hierdie storie. Dawid is net die wessel, hy moes die slingervel optel. Hy moes, maar dit was net die wessel wat God gebruik het om daai Filistyn neer te sit, om daai Goliat, om daai reus neer te sit. Hy was net die wessel gewees. Dit was nie hy wat die held was nie. God is die held van hierdie storie. En ons kyk baie keer na mense en ons kyk na hulle en ons dink hulle is die held. Hulle is die hero. Hulle is oulik. Hulle doen dit goed. Dis nie die persoon nie. Dis die God van die persoon wat oulik is, wat goed is en wat in beheer is. Dis die persoon se God wat die held is van die storie. En ek kan nie vir julle sê hoeveel keer was Dawid se storie vir my persoonlik in my lewe 'n inspirasie gewees nie. Hoeveel keer moes ek na die storie van Dawid gekyk het vir my om moed te hou nie. Tot en met die plek waar ek gekom het vandag, hoeveel keer moes ek nie na Dawid se storie gekyk het om vir my hoop te gee nie, om vir my te wys dat daar is nog 'n toekoms, daar is nog 'n verwagting, jy kan nog in jou roeping inbeweeg. Ek het menigte male moes ek na Dawid toe gegaan het, na sy storie toe en gekyk het hoe hy dit gedoen het en wat hy moes deurgaan sodat ek gemotiveer kan word om te kan wees waar ek is vandag, waar ek hier vandag georden kan word as 'n pastoor. Moes ek baie keer gekyk het na Dawid se storie, want ons storie is baie dieselfde. Niemand sou ooit gedink het ek sal eendag 'n pastoor wees nie. Met goeie rede ook. Ek het vir hulle goed genoeg rede gegee. Ek dink nie dit gaan oor my postuur nie. Ek het vir hulle goed genoeg rede gegee om te kan dink dat ek nooit daar sal uitkom nie. Maar die Here het geweet, soos pastoor Brandon net nog gesê het, voor die grondlegging van die aarde, voor hy my in my moeder skoot, nog voor my ma geweet het van my, het God al geweet van my, en het God al geweet van die roeping wat hy oor my lewe het, maar in myself sou ek dit definitief nie kon regkry nie. In myself sou ek dit nie kon doen nie, by myself sou ek dit nooit kon doen nie, maar met God se hulp, met God se bystand, met God se ondersteuning, met God se woord, het hy my gedryf, het hy my gebring na hierdie plek toe, maar ek moes ook eers vooraf leer om God te vertrou, want Dawid het nie geleer om God te vertrou by Goliat nie. Hy het geleer om God te vertrou in die veld. Hy het geleer om God te vertrou by die beer en by die leeu en by die skape en by die slapelose nagte. Dis waar Dawid geleer het om God te vertrou. Hy moes vooraf, en net so moes ek vooraf geleer het om God te vertrou. En ek onthou die aand wat ek roeping ervaar oor my lewe. Dit was na 'n aanddiens gewees en ek gaan daai aand en ek raak stil by die Here die aand. Ek gaan in gebed en ek raak stil en die Here gee my 'n gesig. Hy gee my 'n visioen waar ek myself sien op hierdie stage waar ek staan vandag. Sien ek myself die aand en ek beleef die Here sê vir my, hy is besig om my voor te berei vir 'n roeping, en kort daarna kry ek skrif op skrif op skrif as bevestiging dat ek die Here se stem reg hoor, dat die gesig wat ek gesien het is die gesig wat hy vir my wou gegee het, en ek kry die skrifte en ek kry van die skrif wat pastoor Brandon net nou met ons gedeel het ook, en dis vir my die amazing ding van dit alles is hoe ek van daai skrifte gekry het as skrif oor bevestiging dat die Here my roep
om te begin in die bediening, dat hy my roep vir die bediening, en ek ervaar in daai oomblik, ek het nodig om teologie te begin studeer, maar ek sê vir die Here in daai oomblik, Here, waar ek is nou op die stadium op die myn, ek was daai tyd 'n blasting assistant, ek het nie die finansies om te kan studeer nie, ek het nie die finansies om hierdie te kan doen nie, en die Here sê vir my, hy gee vir my 'n woord, 'n paar weke later, en hy sê vir my, ek het nie nodig om te bekommer oor waar die geld vandaan gaan kom, ek het nodig om in te skryf vir die teologie, en ek was gehoorsaam, ek het ingeskryf, ek het my eerste vak gekry, en ek het begin teologie studeer, en in die studies tref COVID, maar net so 'n bietjie voor COVID, hier by Februarie maand 2020, kom pastoor Tertius, wat daai tyd nog hier was, kom hy na my toe, en hy sê vir my, hy het met iemand gepraat, oom Kobus gepraat, en hulle wil beurse weggee vir teologiese studente, en hy het my naam opgegee vir die oom, en die oom sal my iewers bel, in daai week bel die oom my, en toe die oom my bel, toe sê hy, ja, hy het nou my naam by Tertius gekry, en hy gaan, hulle wil vir my 'n beurs gee, en ek dink, yes, dankie Here, u belofte, u deurgekom op u belofte, en hy sê vir my so, hulle sal terugkom na my toe, en toe tref COVID. Toe COVID tref, toe bel die oom my weer, en sê vir my, nee, sorry, hulle het nou gekyk na hulle bankstate, en met COVID wat nou getref het, en so aan, sorry, hulle kan my nou nie meer ondersteun, hulle kan nou nie meer vir my die beurs gee nie. En in daai oomblik voel ek, joh, Here, regtig, het my nou opgebou, het my nou voorberei vir hierdie, en nou gebeur hierdie, het voel half asof die wind uit my uit is. En COVID tref, en COVID kom, en die myn maak toe waar ek werk, hy maak nie toe nie, hy is net vir 'n tydperk toe, en ons kry daai tyd UI-19, wat so die helfte van my pay is, die UIF, so nou het ek, dis net letterlik genoeg om my kar, my medies en my petrol te dek, dis al wat ek het, gelukkig het ons nie nodig om baie rond te gery daai tyd nie, want ons was in, wat was dit gewees, beperking, ek kan nie eens onthou wat het ons het genoem nie, lockdown, ons was in lockdown, en so ek het gelukkig nie baie geld nodig gehad vir petrol nie, maar ek het nie die finansies gehad, en toe kom ek op 'n plek waar ek moet nou begin, was so 'n paar weke voordat ek die nuwe vakke moet bestel, en ek onthou letterlik waar ek sit die aand, voor my kas, gaan ek op my knie, en ek sê, Here, u het beloof, u het vir my die woord gegee, dat ek nie moet bekommerd wees, waar die finansies vandaan gaan kom nie, ek het nodig om die vakke te bestel, Here, en ek het gesê, amen, en ek het daai aand gaan slaap, en daai volgende oggend toe ek opstaan, deur daai dag maak ek my e-mails oop, en toe kry ek 'n e-mail van daai selfde oom Kobus af, wat sê, hulle het weer gekyk na die finansies, hulle kan my beurs bekostig, hulle gaan my beurs, en daai beurs het my reg deur my hele teologiese studies, het daai beurs vir my betaal, van my tweede kwartaal af, reg deur het daai beurs vir my deurgekom, en God kom wys vir my, dat hy 'n waarmaker is van sy woord, dat ek hom kan herinner aan sy beloftes, en hy kom openbaar iets aan my, oor my roeping, maar soos die Israeliete raak ek ook, nou net gesien, die Here maak die see voor 'n mens oop, maar die oomblik toe ons deurkom, toe verlang ons weer terug na Egipte, en ek kry myself in, na die hele COVID storie, COVID is al verby, ek en my vrou trou intussen, ek's nog op die myn, voor COVID het ek 4 uur in die oggend opgestaan, na COVID is dit 3 uur in die oggend wat ek moet opstaan, my skedule lyk presies soos wat dit nou lyk, op 'n Dinsdag aand is ek by die Young Adults tot heel laaste, op 'n Woensdag aand is ek by NVA tot heel laaste, op 'n Donderdag is ek by Bybelskool tot heel laaste, op 'n Sondagoggend is ek die eerste ou hier by die kerk, op 'n Sondag aand is ek die laaste ou hier weg, saam met die interns, en die lewe gebeur, en die lewe raak rof, en dit raak moeilik, want ek is besig om te studeer, ek het 'n vrou aan wie ek moet aandag gee, ek het studies aan wie ek moet aandag gee, ek het 'n werk, ek bedien by die kerk, ek is oral, all over the place, en ek kry myself een oggend in my stilte tyd, en ek sê, Here, in my hart, ek is daai tyd besig om deur die Bybel te luister, audibly, deur die YouVersion Bible app, en ek sit daar die oggend, en ek sê, Here, ek wonder of is ek regtig geroep, nadat ek nou net hierdie bevestiging 'n paar maande teruggekry het, vra ek, Here, ek wonder of is ek regtig geroep, ek kan nie dink dat u my regtig geroep het, hierdie seisoen, dit raak te veel vir my, ek kry nie lekker tyd om te slaap nie, ek werk tot 12 uur in die aande aan my studies, dan is ek besig met my toetse, met my reekse, met alles is ek besig tot 12 uur die aand, môreoggend 3 uur moet ek opstaan, dan gaan werk ek, dan kom ek by die huis, dan maak ek gou kos, dan kom ons weer terug kerk toe, dit raak net te veel vir my, ek kan nie dink dat u my geroep het vir hierdie nie, en in daai oomblik, die moment toe ek daai gedagte kry, toe gaan daai audible boek na die vers toe wat sê, ek het jou by jou naam geroep, en die oomblik, toe ek daai gedagte kry, dis dit die vers wat die Here vir my gee, in daai selfde oomblik, en in dit leer ek die belangrikheid daarvan om in God se woord te wees, want van toe af het ek nog nooit weer getwyfel oor my roeping nie, van toe af is ek seker, dat ek geroep is,
tot die roeping wat die Here my voorgeroep het, want hy het dit vir my bevestig. Van toe af het ek nooit weer my roeping getwyfel nie. Ek het oor baie ander dinge al getwyfel en ek het al weer moedeloos geraak oor baie ander dinge, maar oor my roeping nog nooit weer nie, want die Here het te duidelik met my gepraat vir my om ooit te kan sê dat ek nie geroep is tot die roeping wat hy my geroep het nie, tot die roeping wat hy my geroep het nie. En daar was 'n stadium wat ek toe nou wou ophou bedien by die kerk, wat ek gedink het, okay, ek weet ek is nog steeds geroep, maar kom ek swat net eers klaar. En ek ervaar Heilige Gees sê vir my, byt nog so 'n bietjie vas. En dit was 'n paar maande later, en die res is geskiedenis, wat Marius en pastoor Johan my kom nader het, om te kom vir 'n onderhoud by Oase gemeente. En as ek daar ophou bedien het, toe ek so gevoel het, en Heilige Gees nie vir my gesê het, nee, byt nog so 'n bietjie vas nie, het ek dalk nie die bediening gekry, het ek dalk nie die werk hier by Oase gekry nie. En die Here kom weer eens, kom nog 'n keer vir my deur, en hier staan ek vandag, regtig 'n lewende getuienis van 'n God wat getrou is. Nie 'n Colin wat oulik is nie, nie 'n Colin wat vermoë het nie, nie 'n Colin wat enigiets kon doen om te verdien om hier te kan wees vandag nie, maar ek staan hier 'n getuienis vandag as gevolg van 'n God wat getrou is, my God wat getrou is, ons God wat getrou is, getrou in sy beloftes, 'n waarmaker van sy woord. Die beloftes wat hy aan my gemaak het, het hy tot vervulling gebring. Dit het tot vervulling gekom. Die roeping waarmee hy my geroep het, tree ek vandag in. Die salwing waarmee hy my gesalf het vandag gebeur. En jy sit dalk hier vandag en jy weet God het jou geroep vir 'n spesifieke taak. Jy weet God het jou geroep, maar jy sit hier en jy twyfel in jou hart. Jy wonder of moet jy aangaan met hierdie roeping. Jy sit hier en jy dink dit is nie die moeite werd nie. Jy dink jy die Here se stem dalk verkeerd gehoor. Jy dink die Here sal jou nie roep tot hierdie wat jy nou moet deurgaan nie. Ek wil vir jou sê, dit was in die tyd wat Dawid in die veld was, wat hy geloof gekry het. Dit was die tyd in die oggende wat ek moedeloos was, wat die Here vir my geloof gekweek het, wat hy geloof in my hart. En ek wil vir jou belofte gee uit die woord uit vanoggend, Filippense 1:6, wat sê, ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer, en dit sal volëindig op die dag wanneer Jesus Christus kom. Dit voel vir jou of daar geen geestelike groei dalk by jou is nie. Jy weet die Here het jou geroep, maar dit voel vir jou, daar's geen geestelike groei nie. Jy stagneer, jy bly op een plek, jy kan net sowel opgee. Dis dalk wat in jou gedagtes is, dis dalk waaraan jy dink, wanneer jy na my luister, of voordat jy na my geluister het vandag, is dit dalk waaraan jy dink jy wil opgee, jy wil nie dit doen nie. Hier is die woord van die Here vir ons vanoggend. Hy sê, hy gee vir ons die versekering, dat dit wat hy aanpak, dit wat hy begin, dis nie jy wat dit begin het nie, dis nie ons wat dit begin het nie, dit wat hy in jou begin het, sal hy volëindig. Dis die woord van die Here. Dis 'n belofte waaraan ons hom kan herinner. Dis 'n belofte waaraan ons self kan vashou, dat hy wat die goeie werk in ons begin het, dit sal volëindig. Hy sal dit voltooi, en moet dit net nie uit jou eie krag uitprobeer nie, en vertrou in die proses. En in plaas daarvan om hierdie moeilike proses, in plaas daarvan om hierdie moeilike seisoen in jou lewe om te wens, sê liewer Here, dankie vir hierdie seisoen van my lewe, want dis in daai seisoen wat jy nou is, wat jy gaan leer, wat jy gaan voorbereid wees, wat jy gaan voorbereid wees vir die roeping, vir die uiteinde van die roeping waarmee die Here jou geroep het. Dis in daai seisoen, in hierdie seisoen wat jy jouself dalk nou bevind, waar jy in jou eie hart jouself betwyfel, wat jy twyfel of die Here jou werklik geroep het, wat jy voel jy wil opgee op die roeping waarmee die Here jou geroep het. Ek wil jou met groot gesag in my hart vra vanoggend. 'n Groot uitroep uit my hart uit. Moenie opgee nie. Moenie tou opgee nie. Vat hierdie woord van die Here vanoggend en maak dit jou eie, dat hy wat die goeie werk in jou begin het, dit sal volëindig. Dawid het daar in die oop veld, gevul met vrees, het hy geleer om God te vertrou. Nie die dag toe Goliat geval het nie. Ek het in my binnekamer gevul met moeg en moedeloosheid geleer om God te vertrou. Nie hier voor op die kansel nie. Ek het dit daar in my binnekamer, en jy gaan in die omstandighede, wat dit ook al mag wees waarin jy jouself nou vind, wat ook al die gedagtes is waar jy gaan leer om God te vertrou. Want almal van ons wil baie keer 'n Dawid wees, maar baie min van ons wil partykeer die leeu en die beer aanvat. Baie keer wil ons nie die leeu en die beer, die vrees wat daar is by die leeu en die beer, wil ons baie keer nie aanvat nie, maar ons wil die Dawid wees. Maar vir ons om by Dawid te kan uitkom, vir ons om vir Goliat te kan neersit, vir ons om koning van die land te word, van Israel te word, vir ons om te bereik wat Dawid bereik het, moet ons eers deurgaan wat Dawid deurgegaan het.
En dis die proses van dit alles. En ons wens die proses om, want dit is nie lekker nie. Maar dit is nodig, want dit is voorbereiding vir die seisoen waartoe die Here jou roep. En ek sluit af met Efesiërs 2 vers 10 wat sê, want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Ons kan die goeie werke wat hy vir ons bestem het uitleef. Ons het net nodig om hom te glo in dit en dit oor te gee vir hom en content te wees in die proses van dit alles. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie Here vir die roeping waarmee U elkeen van ons geroep het. Here, dankie vir die bediening wat daar vir ons wag. Here, dankie dat ons nie hoef bang te wees vir die seisoen waarin ons nou is nie, dat ons nie hoef bang te wees of ongemaklik te voel ons moet opgee omdat ons nou deur 'n moeilike seisoen gaan. Here, dankie vir U woord as belofte dat dit wat U in ons begin het, U sal volëindig. Here, dankie dat ons kan staan in die sekerheid dat elke woord, elke belofte uit U woord vir U kinders ja en amen is. Here, dat ons vanoggend kan kom staan op hierdie belofte en dat ons kan sê ja en amen op daai beloftes, Here. Dat U elkeen van ons geroep het. Vader, ek bid dat geen omstandighede nie, Here, dat niks wat moeilik is nie, dat niks wat ons in die oë staar, ons sal weerhou om te sal deurdruk in hierdie roeping wat U ons voorgeroep het nie, Here, maar dat ons nie sal opgee nie. Ek dink aan die gedeelte in Hebreërs wat sê, maak sterk daai knieë, maak sterk daai lam ledemate, laat dit weer sterk word. En ek wil vir julle profeties eintlik sê vanoggend, maak sterk daai lam ledemate, laat daai knieë weer sterk word. Laat daai knieë weer sterk word en vat die woord van die Here vanoggend en moenie opgee nie. Hou aan, vertrou die Here, die proses is nie klaar nie, dis groeipyne, dis nie fataal nie. Dis net groeipyne waardeur jy gaan, maar die uiteinde van dit is soveel groter as wat jy ooit kan dink, bid of vra. So Here, dankie dat ons as Oase familie vanoggend kan kom teen twyfel, teen vrees, teen enige omstandighede wat ons wil weghou van die roeping waarmee U ons geroep het. En Vader, ek bid dat ons lam ledemate, Here, ons knieë wat swak geword het, dat ons dit weer sal sterk maak. Dat ons sal opstaan en sal doen dit wat U van ons verwag om te doen. Here, dat ons die lyding sal verduur, dat ons die vuurproef sal deurgaan, om suiwer te kan word vir U en vir U koninkryk. Dat ons aan die ander kant kan uitkom en terugkyk en sê, die Here was vir my goed gewees. Dit was nie altyd maklik nie, maar God was vir my goed gewees. Here, dankie dat U 'n waarmaker van U woord is. En dankie vir elke belofte wat U al oor elke persoon in hierdie gebou uitgespreek het. En dankie, Here, dat U ook elkeen van ons wat hier is vandag, nog voor die grondlegging van die aarde, nog voor ons in ons moederskote gevorm was, dat U elkeen van ons geken het, dat U elkeen van ons geroep het. Here, ek bid dat ons van vandag af vorentoe in daai roeping sal opstaan, dat ons roeping sal aanvaar en dat U die een sal wees wat ons lei. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Hierdie boodskap het ons aanlyn gelaai vandag, want ons glo dit het die vermoë om jou lewe te kan verander en om jou nader aan Jesus te bring. En jy weet op jou sosiale media platform, waar wil jy hierdie kyk, dalk is dit op Facebook, dalk kyk jy dit op YouTube, waar wil jy dit kyk, wil jy nie ons 'n guns doen en hierdie share nie. Ons glo daar's mense daar buite wat dalk nie met ons bekend is of met die boodskap van Jesus bekend is nie. En as jy hierdie deel, kan dit 'n impak in hulle lewens maak. So like, comment en share. Dit help ons om die goeie nuus van Jesus Christus daar buite te kry. Ons sien uit om volgende week weer saam met jou te kuier en baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het.